Welkom by die Olielamp, die harmonie van klank en lig. My naam is Cornel Meyer en jy luister na die Olielamp se potgooi. Goeiedag en welkom by nog 'n episode van die Olielamp se potgooi. Vandag saam met my in die ateljee is Dominee Marnix Boersema. Baie welkom. Baie dankie. Stel jouself bietjie voor aan ons gehoor. Ja, so ek is predikant van die Gereformeerde Kerk Pretoria Myntjieskop. Ons is nou so net oor 'n jaar hier in Pretoria, nadat ons ongeveer 8 en 'n bietjie jaar in Graaff-Reinet was, in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet. My vrou is Clarinda, ek het 'n seentjie, 'n dogtertjie, 'n seentjie, en dan nog 'n babatjie op pad. Sjoe. En ja, dit is my verhaal, kort en kragtig. Vandag se episode praat ons 'n bietjie oor die huwelik, die respek, hoe mens mekaar kan dien en so. Ek dink is mooi gepas, dit is mooi om te sien jy het ook 'n gesin vol liefde. Wat is die Bybelse grondslag van die huwelik en hoe verskil dit van die wêreld se verstaan van die huwelik? Ja, so ek dink 'n goeie plek om te begin is om te onthou dat die wêreld baie keer die huwelik sien of beskou as 'n konstruk van die samelewing of die maatskappy. Jy weet, dit is ietsie wat van buite af, dit is ietsie wat geskep word deur die samelewing, iets wat in mense se gedagtes opgekom het. Terwyl die Bybelse gedagte is in die skrif vir ons baie duidelik uiteengesit dat die huwelik is God se ontwerp. Ja. So God is die argitek van die huwelik, hy het dit self gemaak, hy het ook gesê wat sy bedoeling is daarmee, en wat die bloudruk daarvoor is, hoe mense dit inrig. So, as 'n mens praat van die Christelike huwelik, dan, sonder om nou die voor die hand liggende ding te sê, maar dan is die skrif vir ons die beginpunt. Omdat ons wil vra en wil weet, wat sê die Here oor die huwelik? Hoe het hy dit ingestel? Waarvoor het hy dit ingestel? Wat is die rol van man en vrou? So ek dink daarin lê die groot verskil, dat ons sien 'n outeur agter die huwelik. Ja, die huwelik is tog tot die beeld van God, die verhouding tussen God en sy kerk en die man en vrou, dit is tot beeld van hom en ek dink soos jy ook noem die wêreldsenetjie, daar's nie 'n oorsprong daarvan nie, maar dit is juist wat so mooi van die Christelike huwelik is, dis die perfekte beeld van God en sy kerk. Dis reg, ja. Hoe moet 'n man en vrou mekaar dien en respekteer soos ons kan sien in Efesiërs 5? Ja, Efesiërs 5 is natuurlik vir ons 'n baie goeie plek om te begin. En hier in Efesiërs 5 vers 22 dan begin Paulus praat met die vroue, die getroude vroue spesifiek, en dan 'n bietjie later met die getroude mans. Maar daar's 'n belangrike deel wat ek dink ons nie moet mis nie, en dit is 'n bietjie vroeër in Efesiërs 5, waar die apostel Paulus sê dat ons nie vervul moet word of vol moet word met wyn nie, maar hy sê in Efesiërs 5 vers 18, word met die Gees vervul. En dit alles wat dan nou gaan volg in Efesiërs 5, die instruksies wat hy gee rondom die huwelik vir die vrou en vir die man, sluit tot 'n mate dan aan by hierdie Efesiërs 5 vers 18, wat sê word vervul deur die Heilige Gees. In ander woorde, die sleutel, as ek dit eenvoudig mag sê, die sleutel tot 'n suksesvolle Bybelse huwelik, is om vervul te word met die Heilige Gees. As ons vervul is deur die Heilige Gees, dan sal ons ook die instruksies gehoorsaam kan nakom wat Paulus vir ons gee in Efesiërs 5. So die manier hoe ons in die huwelik by mekaar op 'n Christelike manier aansluit en hoe ons die huwelik dan ook Christelik inkleer, is dat ons moet eers teruggaan na hierdie fundamentele. En dit is dat ons moet besef ons het die Heilige Gees nodig. As ek byvoorbeeld huwelikskategese doen met 'n paartjie, dan begin ek ook gewoonlik met die vraag, is julle wedergeborenes? Is die Heilige Gees in julle harte? En as dit daar is, hoekom sê julle so? Want ons wil nie en ons kan nie en ons moet nie 'n huwelik enigstens begin as ons nie die vervulling deur die Gees het en as die Heilige Gees nie teenwoordig is in ons harte nie. So daaruit vloei dan nou dit wat Paulus dan verder sê, waar hy vir die vrou sê, wees onderdanig aan jou man, en vir die man sê, wees lief vir jou vrou. So miskien kan ons 'n bietjie daarop voortborduur. Ja, ek dink ons gaan nou 'n bietjie veral oor die respek en die onderdanigheid praat. Jy noem so van, die vraag wat jy vir huwelik het kassasie vra, want die vraag wat ons gekry het was, het jy al baklei? Ja.
Want ek dink dis soos Dominee Boon het verduidelik van as jy nog nie baklei het nie, dan het jy nog nie reg gemaak nie. Dis die belangrike part. So 'n mens moet kan worstel mekaar, maar tot opbouing van 'n mooi huwelik. Ja, en daar's 'n manier natuurlik om Christelik te baklei. Ja. En onchristelik te baklei. Nie kat en hond mekaar gooi met koppies en so nie. Ja, presies. So ek het bietjie vroeër genoem, daar's daai verhouding wat ons kan sien, daai beeld tussen God en die kerk en dan Christus in die kerk en dan ons man en vrou. Nou, waarom is daai beeld so belangrik? Wel, dit trek natuurlik terug na Genesis, net die skepingsorde, en dit is wat ons aan die begin ook genoem het, dat die huwelik is nie 'n instelling van die samelewing nie, is van God self. En as ons dan in Genesis sien, en hier in Efesiërs noem Paulus dit ook later, aan die einde van Efesiërs 5, dan sien ons baie duidelik dat hy 'n groter doel het met die huwelik. Spesifiek om hierdie verhouding tussen Christus en sy bruid, tussen Christus en die kerk uit te beeld. In ander woorde, die rede waarom dit so is, om jou vraag te antwoord, is omdat ons huwelik, my huwelik met my vrou en jou toekomstige huwelik met jou verloofde, gaan oor baie meer as net ons. Ja. Daar's 'n baie groter prentjie hier. En waaroor dit gaan, is dat ons moet iets sien van Christus se verbondsverhouding met sy bruid, en ons moet iets sien van sy genade en hoe hy werk met sy kerk, met ons as gelowiges. En daarom moet ons voortborduur op hierdie prentjie, op hierdie model wat Christus vir ons gee. So die bedoeling van die huwelik is uiteindelik nie eers selfvervulling nie. Die bedoeling van die huwelik is nie om 'n oplossing te kry in die eerste plek vir jou eensaamheid nie. Maar die bedoeling van die huwelik is om hierdie groter narratief van Christus en sy kerk uit te beeld en te preek. So elke huwelik is 'n preek. Ja. Elke egpaartjie preek iets. So jy verkondig of Christus in die kerk of nie. Ja. Dis waarop dit neerkom. Jy het nou 'n bietjie genoem ook oor die onderdanigheid en so. Ek dink dis as ons kyk in die samelewing vandag, die nie-Christen is 'n konsep wat hulle baie keer heeltemal misverstaan as ons sê die vrou moet die man onderdanig wees en die man is die hoof van die huis. Maar wat beteken dit prakties eintlik dat die man die hoof van die huis is en hoe verstaan 'n mens dat daai liefde oorgedra word en nie misbruik word nie? So, mens moet weer teruggaan na Efesiërs 5 vers 18, word vervul deur die Heilige Gees, en dan kom vroue wees aan julle mans onderdanig soos aan die Here. So as jy dit nou bymekaar bring, soos wat Paulus in Efesiërs 5 sê, dan sien jy die onderdanigheid van die vrou, sy is onderdanig aan haar man, in die eerste plek, omdat sy die Here dien. So Paulus sê in Efesiërs 5 vers 22, vroue wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. In ander woorde, 'n vrou wat nie eers onderdanig is aan die Here nie, wil nie onderdanig wees aan haar man nie. Ja. Daar's 'n orde, daar's 'n struktuur hier. So as daar 'n onderdanigheid by die vrou is, 'n onderdanigheid aan die Here, dan wil sy die Here dien, sy wil gehoorsaam wees aan hom, en dan volg dit ook dat sy graag sal wil gehoor gee aan wat hier staan. Nou moet ons ook net verstaan, onderdanigheid beteken om jouself te skik in God se skepingsorde. Onderdanigheid sê niks van die vrou se waarde nie. Ja. Onderdanigheid beteken nie dat sy minder waarde het as die man nie. Beteken sy skik haarself gewillig in hierdie orde wat God daar gestel het, as 'n daad van aanbidding. Sy aanbid nie haar man nie, sy aanbid die Here. Ja. En omdat sy die Here aanbid, daarom is sy onderdanig aan haar man. Nou, by die man dieselfde. Die man is lief vir sy vrou, omdat hy hierdie, wat ek nou nog genoem het, hierdie beeld van Christus en sy kerk wil uitstraal, en hy wil sy vrou lief hê soos wat Christus die kerk lief het. So sy liefde moet ook lyk soos Christus se liefde vir die kerk. 'n Man moet baie seker maak voordat hy trou. Dit is miskien belangrik vir jong mans om dit te hoor. Ons moet baie seker maak dat ons idee van liefde word deur die Bybel gevorm en nie deur die wêreld daar buite nie. Ons leer baie dinge by die wêreld oor liefde. En dan dink ons moet ons vrou lief hê op die manier wat ons in die film sien en boeke lees. Ja. Maar die liefde wat ons moet navolg is die liefde van Christus. En dit kom dan vir die man ook as 'n daad van aanbidding. Omdat ek gehoorsaam is aan Christus, omdat ek hom sien as die oppergesag, daarom is ek in hierdie tipe liefde, is ek lief vir my vrou.
Ja. So dit is alles die oorsprong. Christus bly die oorsprong van die onderdanigheid in die liefde in die gemeente as 'n daad van aanbidding. Jy het so 'n bietjie ook geraak aan eintlik die volgende punt ook weer hoe die vrou die man kan ondersteun sonder om haar eie waarde en roeping in Christus te verloor. Jy het hom nogals goed beantwoord. Maar daarbey ook, ons het met huwelik adkassasie gepraat oor, daar was 'n boek wat ons bespreek het, respek en liefde. En vir 'n vrou soek liefde en 'n man soek respek. Maar vir 'n man beteken daai respek liefde en vir 'n vrou beteken die liefde respek. En op daai manier, dit is, daar word baie keer in daai boek ook gepraat van die pink en die blou brilletjie. Jy moet uit die ander oogpunt ook kan verstaan, mans en vrouens is nie dieselfde nie. Daarom vir 'n man is dalk liefde 'n bord kos en vir 'n vrou is liefde 'n bos rose. En op daai manier, ek dink die God, dis eintlik so mooi, God het ons so uniek geskape, dat ons is twee wesens, ons het ons eie behoeftes, en daardeur kan ons mekaar ook weer dien. Ja, so vir 'n vrou is dit absoluut belangrik, sy floreer van hierdie tipe liefde. Sy's gemaak, die Here het dit so bedoel dat sy daai liefde van haar man wil hê. En dis 'n liefde waar sy voel en weet sy's veilig. En hy beskerm haar en hy kyk uit vir haar, hy versorg haar. En hy wil by haar wees. Vir die man gaan dit weer hoofsaaklik daaroor, hy floreer wanneer hy weet sy vrou kyk op na hom en soos wat jy gesê het, respek vir hom. Ja. En sy wil ook graag hom erken as die hoof van die huishouding, as die een vir haar, wat vir haar gemaak is, en sy wil graag sy leiding volg. Dit is vir die man belangrik om te weet, my vrou wil graag my leiding volg, maar dit is ook belangrik dat 'n man dan daai tipe leiding moet gee wat 'n vrou wil volg. Ja, en goeie leiding gee. 'n man moet God dien eerste, en volgens daai voetspore volg om goeie leiding te kan gee. Absoluut, ja. Ons het dan eens 'n bietjie vinnig geraak aan die konflik in 'n huwelik. Soos ek gesê, daai van die eerste geveg en so, ek onthou ook Dominee het gesê, as jy nog nie jou eerste fight gehad het, gefight jy en dan kom jy terug. Maar wat speel die rol van vergifnis en genade in die huwelik? Ja. Sien nou maar daar, as ons nou so 'n worsteling in 'n huwelik het, hoe kan 'n mens mekaar vergewe? Hoe kan 'n mens daai... As ons huwelik bou op die patroon, of as ons die huwelik borduur op die patroon wat Christus vir ons gee, dan sien ons outomaties, een van die eerste dinge wat ons moet raak sien, is dat Christus vergewe sy kinders, hy vergewe die kerk, hy vergewe ons misdade, en dit beteken dat die man se liefde vir sy vrou sluit ook in, dat ek in hierdie selfopofferende liefde bereid is om nie 'n wrok te koester, nie, maar my vrou te vergewe, en te doen wat Christus gedoen het vir my. So, aan die ander kant weer, van 'n vrou se kant af, is dit ook belangrik dat sy in haar houding teenoor haar man, haar lyfstaal, die kommunikasie, die manier hoe sy met hom praat, dat sy ook kommunikeer, dat sy hom ook werklik vergewe. Daai ding is belangrik. Maar dit kom weer eens terug daarop, dat ek hou in gedagte, dat Christus veel meer vir my gedoen het, dat Christus my vergewe het, en omdat hy my vergewe het, daarom wil ek ook dieselfde vergifnis betoon aan my eggenoot. En 'n huwelik sonder vergifnis is 'n totale nagmerrie. Ek meen, dit gaan totaal in duie stort, want ons gaan dinge teen mekaar begin hou, en so begin daai woede net groei. So in die eerste jare, wat ook al, het ons nou 'n bietjie baklei, en ons het agtergekom, toe ons nou pas getroud is, pas ons nou nie heeltemal so perfek by mekaar soos wat ons aanvanklik gedink het nie, en ons begin baklei oor, jy wat nie die tandepasta bysie se dopie opgesit het nie, en al daai klas van dinge. En so begin ons klein bietjie stukkies woede koester en bewaar en vashou, en ons laat dit nie gaan, en ons vergewe nie, en ons praat nie daaroor nie, en dit bou op, en mettertyd verwoes dit en vernietig die verhouding, want jy sien nie hoe dit inkruip nie, maar as ons heeltyd gaan aanhou vashou, dan bou ons hierdie enorme berg skuld op, en ons verwag heeltyd terugbetaling, terwyl die skrifbeginsel van vergifnis is, skryf die skuld af, maar as ons heeltyd gaan sê, maar jy skuld iets, daar's iets op jou rekening, jy moet my terugbetaal, dit is 'n nagmerrie, dit is 'n resep vir 'n slegte tyd in die huwelik. Iets wat ons in die boek ook gehad het oor die huwelik, was daar's die bose kringloop, en dan is daar die goeie
goeie kringloop. Die bose kringloop is daai wat jy nou verduidelik het van jy doen dit en jy doen dit en jy doen dit en dit gaan net aan en dit gaan net aan, waar die mooi kringloop is, as die ander een iets teen jou gedoen het, bly hom dien. Bly vir hom, sê nou maar, geef hom 'n bord kos, moenie vir hom kwaad wees nie. Bring vir hom blomme, moenie vir hom kwaad wees nie. En bly dit doen, al is die ander een besig om teen jou in te gaan, of noem dit teen jou ingaan, maar in jou oë iets verkeerd te doen, maar daai vergifnis in die minste te wees, en nog steeds te bly dien, om daai, soos ek dink hulle het 'n woord beskryf, maar ja, eintlik hierdie goeie kringloop van net mekaar te kan dien, en daai vergifnis te hê. Dis presies die houding wat ons moet hê, diensbaarheid. Ja. As ek die huwelik betree met die gedagte dat ek moet gedien word, dan spring ek met die verkeerde voet weg. Maar ons moet ook onthou dat ek is altyd verantwoordelik vir my optrede, ongeag die optrede van die ander een. Dis korrek. So as my vrou byvoorbeeld nie onderdanig is aan my nie, dan beteken dit nie ek hoef nie meer lief te wees vir haar nie. Ja. Sy minag my miskien, ek moet haar nog steeds lief hê. Ja. Andersins is dit ook, die omgekeerde is ook waar. As ek die dag 'n slegte dag het en ek is lelik met my vrou en ek is nie baie liefdevol teenoor haar nie, dan moet sy nog steeds onderdanig wees. Ja. Jy weet, en dit is wat dit baie moeilik maak. So ek is verantwoordelik vir my optrede, ongeag of die ander persoon my hanteer soos wat hy moet. En daar kom vergifnis weer in. Ja. Ek dink dit vloei bietjie in met, hoe kan paartjies hulle geestelike groei, byvoorbeeld saam Bybel lees, saam bid, saam dien? Ja, 'n geweldige belangrike ding wat ek dalk, dit sluit nou miskien nie presies hierby aan nie, maar ek dink dit is baie belangrik om te sê, dat ons mans met hoofskap regtig reg verstaan. Veral in die tyd waar ons nou leef, waar hoofskap regtig verkeerd verstaan word, en as iemand onderdanigheid hoor, dan gaan daar net so 'n massiewe rooi vlag op. Hulle dink dit beteken onderdrukking van die vrou. Maar Bybelse hoofskap, ons mans moet werklik dit verstaan in die lig hoe Christus dit vir ons leer in die woord. Die Bybelse hoofskap is 'n dienende hoofskap, en dit beteken primêr om verantwoordelikheid te vat. So Bybelse hoofskap beteken nie, jy kom en sê, ek is die baas, jy sal doen wat ek sê nie. Ja, hoofskap bevat die element van leierskap, waar ek leiding gee, waar ek voorloop, maar dit gaan primêr daaroor, ek aanvaar verantwoordelikheid. En wanneer ek verantwoordelikheid aanvaar, wanneer ek bereid is om die houe te vat, terwille van, en tot die beswil van my vrou en my gesin, dan is ek ook 'n leier wat hulle graag glo ek sal wil volg. En nou kom dit by jou vraag, oor geestelike groei en so. Dis belangrik in die huis ook, dat die man verstaan, dat hy moet verantwoordelikheid aanvaar, vir die geestelike groei, die geestelike op en af van sy eie gesin. Ja. As ons kan kyk na Job. Job doen voorbidding vir sy kinders. Hy doen voorbidding vir die vergifnis vir die sondes van sy kinders. Dis Bybelse hoofskap. Waar ek voor die Here kom en vir hom vra en pleit vir die vergifnis van die dinge wat my kinders moontlik verkeerd gedoen het. Dis nie noodwendig my skuld nie, maar ek vat verantwoordelikheid. En so loop die man voor, en waar die man gaan, daar volg die gesin. Ja. En dit vorm absoluut die geestelike kultuur binne, die geestelike atmosfeer binne in die huis. Dis die een aspek. Die tweede aspek is, dat die vrou ook moet onthou, dat die regverdige sal deur die geloof lewe, soos Romeine sê. Dit beteken nie, die vrou moet ook verstaan, die vrou sal nie deur die geloof van haar man lewe nie. Die vrou sal geregverdig word deur haar geloof. Die regverdig sal deur die geloof lewe. Wat ek probeer sê is, dat ons moet waak daarteen om nie op my eggenoot se rug te ry, in terme van geloof en geestelike sake nie. Waar ek dus sê, my man neem die leiding, so ek kan terugstaan en net volg. Dit is belangrik dat die vrou ook self verantwoordelikheid aanvaar vir haar eie geestelike groei, en waar sy ook, terwyl sy die leiding van haar man volg, ook self besef, maar ek staan as 'n individu voor God, en ook ek moet in my geloof groei. En daai deel is ook net so ontsaglik belangrik, want vir die vrou, om 'n hulp te kan wees vir haar man, wat 'n wyse hulp is, en goeie raad kan gee, en goeie antwoorde kan gee, is dit baie nodig, dat sy eers by die Here gaan sit, en by hom leer, hoe om hulp te wees. Ons as mens bietjie kyk in die samelewing vandag, kry mens baie giftige idees. Daar's hierdie
ja, inligting oor wat 'n huwelik is, wat 'n man moet wees. Daar's goeters oor byvoorbeeld saam in die huwelik, saam woon voor die huwelik. Ja. Nog nie eens geraak aan selfde geslag huwelike en sulke tipe dinge nie. Hoe kan ons teen sulke giftige invloede en moderne dinge in die samelewing, hoe kan ons daar teenstaan? Wel, miskien 'n antwoord daarop, en ek dink daar's meer as een aspek, maar 'n antwoord daarop is dat, kom terug op hoofskap, kom ook terug op ouerskap, dat ouers ook moet verstaan dat hulle 'n bepaalde rol het, 'n enorme rol het om te speel in die begeleiding van hulle kinders, om die kinders gereed te kry vir die huwelik. Sodat die ouers dus van jongs af die kinders moet leer, wat sê die wêreld oor liefde? Hoe lyk die wêreld se liefde? Hoe lyk die wêreld se idee van 'n huwelik? En wat is die Bybelse idee van 'n huwelik? So daai tipe huwelikskategese moet al klaar gebeur van die ouers se kant af. En dit is definitief 'n manier hoe ons alreeds ons kinders kan voorberei om te sê, maar God het 'n sekere plan vir die huwelik. En hier hoe dit lyk. En dat die ouers dan ook, man en vrou, pa en ma, ook daai huwelik wys en 'n voorbeeld sal wees vir hulle kinders. Dis die beste ding wat ons kan doen. Ja. So ek sou wou terugval op ouerskap en sê, ouers moet weer mooi gaan kyk. Hoe lyk hulle huwelik? Is dit hoe jy wil hê jou kinders se huwelik moet lyk? Want die kans is baie goed dat my kinders se huwelik gaan waarskynlik baie lyk soos my huwelik. Ja. Ja, want hulle leer by my. So dit is miskien 'n aspek. En dan ons tweede laaste punt, ons het so 'n bietjie vroeër aan hom ook geraak, en wat is die rol vir die liefde vir die selfopoffering in 'n Christelike huwelik, en hoe lyk dit in die prakties in die alledaagse lewe? Selfopofferende liefde. Ja. Wel, in die alledaagse beteken dit vir die man dat ek moet bereid wees om alles te gee vir die versorging van my vrou en my gesin. Vir die vrou beteken dit ook dat sy moet bereid wees om haar hele lewe te skik onder hoofskap van haar man. So die vrou moet ook besef, en is dikwels baie moeilik as mens pas getroud is, vrou moet besef dat sy nou nie meer onder hoofskap van haar pa staan nie, maar sy is onder hoofskap van haar man. En dit vat partykeer selfopoffering, dit vat bereidheid om daai nuwe hoofstuk te betree. So, ek wil net nog 'n bietjie hierop voortgaan. In Efesiërs 5 dan sê Paulus vir die man ook dat hy sy vrou moet voed en koester. Of koester en versorg, jy weet, hoe ons daardie twee woorde ook al wil vertaal, dit kom daarop neer dat daar's 'n versorgingsaspek en daar's 'n koesteraspek. En jy het nou gevra oor selfopofferende liefde, en die rede hoekom ek teruggaan na die man is omdat die man spesifiek die opdrag kry om sy vrou lief te hê. En dan brei Paulus daarop uit en hy stipuleer hoe dit lyk, en dit is deur te voed en te koester. So die man is verantwoordelik daarvoor om te sorg dat sy vrou versorg is, sy moet gevoed word. Maar dit beteken meer as om net kos op die tafel te sit en weer te verdwyn. Voed en koester, dit beteken versorging en ook nabyheid. Versorging en onderskraging, versorging en haar help en haar lei en haar koester. Daai twee komponente is absoluut deel van selfopofferende liefde. En ons sien dit baie vandag, dat mans dikwels goed is om vrouens te versorg, maar die koesterdeel is afwesig. Ja. En dis nodig dat beide daar moet wees in die liefde. Aan die ander kant weer kry mens mans wat miskien baie liefdevol is in die sin dat hulle baie koesterend is, maar hulle versorg nie. Ja. So hierdie twee is so belangrik in die selfopofferende liefde, voed en koester. Definitief wat die man se verantwoordelikheid betref. As ons bietjie kan saamvat en afsluit, watter raad sal jy gee vir jong paartjies wat in die huwelik gaan tree? Hoe kan die gemeente ondersteun, of hoe kan hulle ook weer, as hulle in die huwelik is, die gemeente dien? Ek sou dink, as ek nou moes terugdink aan toe ek verloof was aan my vrou, dit sou vir my baie sinvol gewees het en ek moes dit eintlik gedoen het, ons moes dit eintlik gedoen het, om in die gemeente te gaan na 'n jong getroude paartjie wat dalk 'n paar jaar ervaring in die huwelik het, en miskien hulle te nader en te vra, weet, ons is nou verloof, ons gaan nou trou, en ons het 'n paar dingetjies wat ons nie verstaan nie, wat ons wil uitklaar, of daar's dinge waarmee ons sukkel, of dinge waaroor ons baklei, ons het dan nog gepraat oor baklei. Kan ons by mekaar kom sit 'n aand, ons sal vir julle kos maak, of julle kan wat ook al,
En kan ons 'n bietjie praat? Kan julle ons 'n bietjie leiding gee? So dis 'n praktiese manier. Ons kan baie leer by by getroudes in die huwelik. Ja. Gelowige getroudes wat al klaar ook 'n bietjie geestelike groei of geestelike volwassenheid bereik het in hulle huwelik. So dis een ding. Die ander ding, daar's dikwels in huwelike of althans in die tyd wat 'n mens verloof raak, is daar baie komplikasies, veral omdat twee families eintlik nou op 'n manier by mekaar kom. Ja. En 'n verlovingstyd is nogal 'n vreemde tyd, want ek kan nou maar net praat van my perspektief as man. Ek is nog nie my vrou se hoof nie. Sy is nog onder hoofskap van haar pa. En tog is ons so naby om te trou en hierdie hele dinamika gaan verander. En dit bring 'n bepaalde spanning. En dit bring 'n bepaalde vrae. So daar's dikwels konflik met skoonfamilie. En daar wil ek net die praktiese raad gee, dat jou skoonfamilie is nie altyd reg in wat hulle doen nie, en nie altyd reg in wat hulle sê nie, maar vat maar die hou op die ken. Partykeer is daar dinge wat 'n mens moet uitklaar, wat regtig so verkeerd is, wat 'n mens nie moet los nie. Ja. Maar baie keer, as hulle graag wil hê tant Sari moet by oom Piet sit op die huweliksdag by daai tafel, vat die hou op die ken, is nie die moeite werd om op al die heuwels te sterf nie. So kies maar 'n heuwel en sterf op baie heuwel, moenie op almal. Dis nie die moeite werd nie. Jy moet dink aan vorentoe, daar's 'n lang pad hopelik wat jy saam met jou skoonfamilie wil stap. Ja. En vat maar die hou op die ken. En mens wil daai vrede altyd kan bou. Presies. Ek dink ook 'n raad wat 'n mens kan aan jong paartjies wat op die punt staan van verloving of wat verloof is, gaan woon huwelikadvisasie by. Kom by 'n kerk uit wat dit aanbied. Ek dink dit was vir my en Janita ook wonderlike ervaring. Ons het dit met 3 ander paartjies geloop. Dis drie paartjies wat in dieselfde fase van hulle lewens as ons is. En ek dink dit help baie om so, jy sê jy bied dit ook aan. Ja, en so. Ja. Beslis. Nee, en jy kort ons kort die Bybelse grondslag. Ja. En miskien 'n laaste praktiese ding ook nog is, tydens huwelikskategese sê ek ook maar vir die mense, 'n probleem voor die huwelik bly 'n probleem na die huwelik. Ja. So, dis goed om met huwelikskategese, spreek jy probleme aan, wat 'n probleme daar ook al is, al dink jy is klein. Spreek dit nou aan, want dit gaan daar bly, as jy klaar getroud is, dit gaan nie net verdwyn nie. So, daarmee kan huwelikskategese ook help, ook onder leiding van ouderling of predikant of wat ook al. Praat oor hierdie goed. En ook oop wees, kommunikasie, want dis een van die goed wat ons baie bespreek het. Kommunikasie is 'n baie groot gevaar in 'n huwelik, as mense nie oop kan kommunikeer as daar probleme, sê dit, want ons mans kan nie ryk as daar probleme is nie. So mens moet oor daai probleme praat en dit kan uitpraat, soos wat ek bietjie vroeër ook genoem het van toe dominee vra het baklei. Jy moet dit mooi kan uitpraat. Jy moet kan kommunikeer. Wat het ek nodig? Wat het jy nodig? Ja. Ek dink dat en ons het ook een van die goeders was ook soos 'n oop bankrekening. Soos 'n mens moet, dis ons geld, dis ons huis, dis ons voertuig, ons wat ook al. Ja. Daai was nogals, ons is, hoe kan ek sê, ons is amper op ons free trial daarmee, want ons het besef ons het nou nie meer 2 nie, ons het nou 1 rekening, so 'n mens moet nou hierdie ding maak werk, hierdie gaan gou soontoe, hierdie gaan soontoe, maar dit is tog eintlik op die einde so lekker, want jy worry nie oor wag, jy het by my R200 geleen, jy moet gou terugbetaal en goeders. Dis net soos, vat die kaart betaal, gooi petrol en doen so, en op al twee kante toe, dit moet so wees eintlik, soos wat die bankrekening is 'n belangrike ding, maar geld is net so groot ewel in 'n huwelik. Absoluut, die Bybelse beginsel van man en vrou wat een vlees word, dit gaan oor baie meer as net die liggaamlike, dit gaan ook oor al hierdie aspekte, so ons moet werklik begin praat en dink van ons. Ja. Ons is een vlees, en dit sluit absoluut die finansiële en alles anders. Ja. Ons moet alle meer in daai rigting beweeg van een. Ons het 'n keer 'n gesprek gehad met iemand wat, hy kon net nie verstaan, hoe kan ons die geld net soos dit gaan, worry nie waar die geld en wat sy rekening, daar's fisies 2 rekeninge, maar dis 1 rekening, dis, hierdie net R10 minder, of betaal net daaroor, en wat ook al, en dit was soos, nee, as ek gaan werk, het ek my geld, en my vrou het haar geld, en goeders, en ek dink, daai kan groot skeiding veroorsaak, want daai eenheid, soos ek sê, geld is 'n voorbeeld, maar daai geld
is waar baie goed is bou. Soos jou uitgawes kom daarvan af, jou kar word daarmee gekoop, jou huis word daarmee gekoop. So as jy nie eens een rekening kan hê nie, hoe gaan jy goed kan deel in die huwelik? Ja, paartjies moet regtig mooi gaan dink en dis ook baie goed om hierdie dinge deur te praat voor die huwelik. Met huwelikskategese is gaan dink regtig wat beteken die praktyk daarvan om een vlees te wees? Hoe lyk dit prakties? Ja. Is een vlees net ietsie wat ons gaan hou hier bo in die wolkies? Is dit net 'n geestelike konsep? Ek dink nie dit moet so wees nie. Een vlees is nie net 'n geestelike prinsipiële ding nie, maar dit is 'n praktiese ding wat moet uitkom in ons lewens. So paartjies moet pen en papier vat en gaan skryf en sê, hoe lyk hierdie ding prakties? Vir ons finansies, vir ons verhouding, vir ons watter gemeente ons naartoe gaan, kinders, skole, waantoe hulle gaan, alles. Ja. Hoe lyk een vlees? Ja, 'n mens moet kan ooreenstem oor geloof, mens moet kan ooreenstem oor, soos jy genoem het, skole, kerke, al daai goeters, as jy daar worsteling het, dit gaan later ergens, dit word 'n sneeubal. Ja. En op 'n punt dan gaan dit 'n groot probleem wees. Nou is dit soos van, nee, dis net bietjie, maar oor 10, 20 jaar dan sit jy met die gebakte pere. Weereens, 'n probleem voor die huwelik is 'n probleem na die huwelik. Ja. Sorteer hom maar uit. Maar niks, baie dankie vir jou tyd en alles. Ek dink ons het 'n paar mooi antwoorde uitgekry, goeie bespreking gehad. Aan ons luisteraars, daar is hierdie vorm bietjie deel van 'n klein reeks wat ons het. Julle kan kyk vorige episodes oor die man se taak in die huwelik, die vrou se taak in die huwelik, die man se taak in die kerk en 'n episode wat hy behoort so 'n paar maande hierna uit te kom, die vrou se taak in die kerk. Ek dink hierdie alles gaan mooi hand aan hand. Dis die gesin, dis die kerk. Daar behoort later ook nog enetjie te kom oor kinders en gesin. Maar baie dankie, ek waardeer en ons luisteraars, hierdie episode is tot 'n einde. Totsiens. Totsiens. Hierdie potgooi word vervaardig en aangebied deur myself, Cornel Meyer. En ek, Christian Grobler, vervaardig die klank. Nuwe episodes van die Olielamp se potgooi word elke maand vrygestel. Die Olielamp potgooi is beskikbaar op ons webtuiste, as ook Apple en Spotify podcast. Teken in sodat jy nooit 'n episode mis nie. As jy enige vrae het of self oor 'n onderwerp wil praat, stuur vir my gerus 'n e-pos na olielamp.podcast@gmail.com.